Goeiemôre al julle pragtige mense. Dit is Vrydagoggend die 21ste November en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Het is altyd lekker om die eerste koppie koffie in die oggend te drink. En hierdie is vanoggend my eerste koppie. En hy loop glad. Andrew, wat sê jy? Goeiemôre. Jenny, goeiemôre. Jenny, goeiemôre. Daar sê. Ek het hierso nie eergisterand toe was iets soos 29 minute oor 11. Toe kry ek 'n oproep, want in daai tyd toe slaap ek al. Nou ek sit my foon af wanneer ek slaap. En toe kry ek 'n oproep, ou Andrew. En toe ons die nommer insit by Truecaller, toe was dit 'n vrouenaam, maar wat ook 'n Wagner was. Dis hoekom ek dit nou noem. Maar dit was vir my baie snaaks. My foon het dit nou nie opgetel nie. Maar toe ons het later in Truecaller sit om te kyk wie het hierdie nommer, toe is dit 'n Wagner vroumens wat 29 minute oor 11 gebel het. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar miskien beteken dit vir jou iets. Ek het nie 'n idee nie. Mariaan, goeiemôre. So, moenie daai tyd van die aand vir my bel nie. Loftie, goeiemôre. Jy weet, jy gaan nie vir my kry nie. Hierso van 10 uur se kant af, 10 uur net na 10, klok ek uit. Dan het ek nou genoeg gewerk vir die dag. Genoeg te kere gegaan, genoeg stories gekyk, genoeg goed opgevolg en. Dan's ek hierso by 3:30, 4 uur in die middag is ek laptop flow. Beloof julle, ek is laptop flow. Teen daai tyd. Maar in elk geval, welkom almal by Koffie met Brood. En kom ons vat nog 'n slukkie koffie en dan kyk ons wat die duiwel gaan aan in die wêreld. Want dit is die duiwel wat in die wêreld aangaan. Daar's nie in 2 stories daaromtrent nie. Het was vir my baie interessant geweest dat Mexico het nou weer 'n poging geloods om mense gifstowwe te gee. Massiewe rally wat hulle gehad het in Mexico City, waar hulle 100,000 van hierdie gifstowwe vir mense, ek sal nie sê probeer uitdeel het nie, want die mense het in rye gestaan vir die goed. En ek sien dit as 'n poging van Sheinbaum om haar mense uit te moor na daardie optrede teen die regering, nou verlede naweek. So ek sien dit as, Anton, goeiemôre, ek sien dit as daai tipe ding. Dit is 'n bevolkingsmoord. Maar hier is die ding, dit met alles wat in die nuus is deesdae oor COVID en hierdie gifstowwe en goed, is dit vir my snaaks dat mense nog steeds onnosel genoeg is om hierdie goed te vat. Né? Loftie, Anton, hoe kan mense nog steeds so onnosel wees om 'n enstof te vat? Enige enstof. En 'n flu shot. Jy weet, jy moet regtig 'n spesiale tipe stupid persoon wees. Of die mense in daardie streek sê IQ is van so 'n aard dat hy doen maar net wat die regering sê. As die regering sê dis oukei, dan is dit oukei. Jy weet? En dit is soos hier in Suid-Afrika, Fikile Mbalula, wat sê dat Ramaplakkertjie is deur die ANC verkies as president. Nie deur, hoe noem hy dit, gerugverspreiders nie. Hy sê dit almal reg. Ramaplakker is deur die ANC verkies. Die party, die ANC party. Hy is nie deur die mense verkies nie. Hy is 'n onwettige president, wat die mense van Suid-Afrika aanbetref. Hy is eintlik onwettig, net soos die regering,
wat nie eens 50% stemme kon kry uit die bevolking uit nie. Hulle is eintlik onwettig. Maar omdat hulle die stok vashou, is daar niks wat ons teen hulle kan doen nie. Vir nou nie, in elk geval. Nee? Vir nou nie. Kom ons hardloop oor see. Trump het uiteindelik wel, dit het 'n hele proses gevat, maar die Epstein-Lers gaan nou uiteindelik aan die mense voorgelê word om gelees te word. Die bevolking van Amerika sal nou na die Epstein-Lers kan kyk. Dit is seker hulle Kersfees geskenk. Maar dit is baie duidelik wat Epstein was. Hy was 'n Mossad-agent wat seker gemaak het dat sekere hoë politici en ander tipes vasgevang word op film met seksuele misdrywe. En hy het self deel gewees daarvan, pedofiele, allerhande sulke tipes. Dis wie hy was, dis 'n feit. Dolf en Johan, goeiemôre. Dis 'n feit, dis wie hy was. Die vraag is nou net, wie het saam met hom party gehou? Dis al. Dis al. En soveel mense se lewens is verwoes deur daardie tipe ding. Wat kan ons sê van al hierdie dinge? Ons moet God absoluut vertrou om ons eie land skoon te maak. Dit is al wat ons kan doen. Dis al wat ons kan doen. En dan moet ons dit doen. Ons moet dit doen. Nee? Trumpie het ook gesê, dit is tyd dat Zelensky nou die Oekraïense oorlog beëindig, hulle en Rusland, en hy laat blyk dat Zelensky die Oekraïne sal moet grond opgee, en hulle sal hulle weermag moet baie erg drasties verminder, om seker te maak dat hierdie ooreenkoms deurgaan. So Zelensky weet, as hierdie oorlog beëindig word, het hy nie meer 'n job nie. Het hy nie meer 'n job nie. En as daar 'n party in die Oekraïne in opstand kom en oorneem, 'n konservatiewe party en dis meer, goeiemôre Jan, sal hulle Zelensky vervolg vir kriminele oorlogsmisdade. En almal wat saam met hom gestaan het. Dit is hoekom hy die oorlog moet aan die gang hou. Want hy is nie meer legit nie. Hy is nie eens die verkose president van die Oekraïne nie, né? Ons weet dit mos. Maar Trump het nou gesê, genoeg is genoeg. So gaan Trump gehoor word. Inteendeel, Trump, indien daar in elk geval 'n skietstilstand is, of die einde van die oorlog, of wat ook al, sal Trump probeer om met die lauwere weg te stap. Hy blaas mos sy eie beeld, daai ou. Hy is so verwaand en arrogant, mens weet nie meer hoe ou het dit met daai ou nie. Hierdie het nie vir China baie gelukkig gemaak nie. Amerika het 700 miljoen $US se lugafweer wapens aan Taiwan verkoop. En China is mos in 'n geskil gewikkel met Taiwan. Hulle wil Taiwan terugvat. En Taiwan koop 700 miljoen $ se lugafweerwapens. China sal nie baie bly wees nie. Maar nou kan sy vliegtuie afgeskiet word deur Taiwan. Ek dink in die tyd wat China mars teen Taiwan, het China 'n groot probleem. Taiwan gaan baie sterker wees, punt nommer 1. En punt nommer 2, Japan gaan sy lot ingooi saam met saam met Taiwan. En jy moet verstaan dat die Chinese haat die Japaneese. Want die Japaneese het in die Tweede Wêreldoorlog letterlik vir China geoorrompel. So hulle haat hulle. Van Japan gepraat, hulle het nou besluit om die wêreld se grootste kernkragsentrale weer aan te skakel. Ek weet nie of daai eiland 'n kernkragsentrale moet hê nie. Jy weet, dit is 'n groot eiland. Maar wragtig. Eilande het 'n neiging om te sink. So ja, Japan bestaan al vir baie, baie jare. Kom ons bly in Japan. Daar is 'n boekie wat nou uitgegee word in Japan.
wat sê dit is tyd dat die Japaneese moet nie vrees nie. Hulle moet hulle kultuur en daai goed nou beginne vermeng met swart mense. Hulle moet meer swartes inneem en nie bang wees om hulle kultuur te verander en te vermeng nie. Baie interessant, né? Wie gee hierdie boekie uit? Die Joodse organisasie vir vriendskap. Die elite van Amerika. Die elite van die wêreld. Of hulle nou hulle vinnig gaan verander het om dit meer Amerikaans te laat klink, of Engels te laat klink, of wat ook al. Die elite van die wêreld is die Khazariërs, die Khazariese Jode. En hulle is besig met wêrelddominansie. Dit is net so. Dit is 'n feit soos 'n koei, soos ons sê in die Afrikaans. Ons weet, deur sekere van ons leiers in ons raad, wat al die bewyse het, dat Suid-Afrika word bestuur deur die Joodse Raad en deur die Stellenbosch Mafia. Ons weet dit. Die ANC buig vir daai ouens. Jy sien, hulle gee nie om as daar probleme is in die ANC of daai tipe van ding. Al wat hulle doen is, hulle infiltreer net nog 'n party of stig net nog 'n party. Hulle party is in elk geval die DA. So as die ANC val, al wat die DA doen is, hy bring die MK en die EFF bymekaar. En ander sulke partye. En hulle stig net nog 'n swart gemors. Want dit gaan net oor beheer. Dis hoe hulle ons boerepak gegee het. Ons boere het teruggesit in 1994. 93-94. En toegelaat dat hulle beplanning van vermenging absoluut ons land besoedel. Totaal en al besoedel. Dis net hoe dit is. Ek is nie 'n rasis nie. Maar rassevermenging het God nooit toegelaat nie. Nie in die Ou Testament nie en nog minder in die Nuwe Testament. Want in Handelinge 17 sê hy duidelik, elke nasie het sy grense. Elke nasie. In elk geval. Hierdie was vir my baie ironies geweest. By die COP30, daarso in Brazil, met die klimaatsverandering, vergadering wat hulle daar hou, 'n gedeelte van die plek het aan die brand geslaan. Ek weet nie of dit aspris was nie, of hoekom dit gebeur het nie, maar die plek het gebrand. En die mense moes ontruim word en dis meer. Ook 'n baie interessante ding by hierdie klimaatsverandering vergadering, is nie almal is op dieselfde bladsy nie. Pieter, goeiemôre. Nie almal is op dieselfde bladsy nie. Daar is groot meningsverskille. So hierdie COP, Climate Change gemors, is net 'n klug. Dis net 'n foefie, ons weet dis 'n klug en 'n foefie. Die naam was eers Global Warming, nou is dit Climate Change. En wat is dit môre? Freezing Change, of wat ook al. Dis net leuns, mense, dis net leuns. Dis net leuns. Die Filipynse ex-burgemeester, Alice Gu, het lewenslang tronkstraf gekry vir mensesmokkelary. Hoekom noem ek hierdie berig? Hierdie Alice Gu is eintlik, haar eintlike naam is Gu Huaping. Sy is 'n Chinees. Gu Huaping. Sy is 'n Chinees. Sy is geplaas in die Filippyne om hierdie tipe goeders te doen. Sy is daar geplaas deur China, né, om hierdie goeders te doen. Wat dink julle gaan aan in Suid-Afrika met al hierdie Chinese wat hier is? Dink julle hulle verkoop net goed aan ons? Goed wat plastiek is en goed wat breek en goed wat nie vir baie lank hou nie. Hulle damp letterlik al hulle gemors. Duisende items
in ons huise en ons lewens in. En is glad ook nie meer so goedkoop nie. Gert, goeiemôre. Kanada is nou besig om 'n wetgewing te ontwerp, wat gaan seker maak dat daar 'n nasionale netwerk geskep word, wat vir elke persoon in Kanada 'n basiese salaris gee. Nou, hoekom noem ek hierdie berig? Veronderstel, jy kry 'n basiese salaris van die regering. Wat doen die regering as jy teen hom in opstand kom? Wat doen die regering as jy nie doen wat hy sê nie? Wat doen hulle dan? Hulle draai daai kraan toe. Kom ons sê, jy is die CEO van 'n groot maatskappy, jou inkomste per jaar is, omdat dit 'n groot maatskappy is 1.5 miljoen. Hulle vat daai 1.5 miljoen weg, hulle gee vir jou 'n pay van R10.000 'n maand. Aan die ander woorde, jy kry R120.000 vir die jaar, want dis die regering se beheerde salaris vir jou. Is dit wat die mensdom wil hê? Wel, hulle loods nou daai ding in Kanada. 'n nasionale netwerk. Hulle wil dit nou skep om daai ding in te bring. En kan nou vir julle sê hoe dit gaan werk. Dit sal eers begin met die arme mense. Die ou wat op straat slaap. Die ou wat dwelms verkoop. Hy gaan 'n pay kry. En dan gaan die minder gegoede mense dit ook wil hê. En dan gaan ander tipes wat nie meer wil werk nie, dit ook wil hê. En voor jou oë uitvee, dan kom al hierdie wetenskaplike flieks wat ons sien, hierdie wetenskaplike fiksieflieks, dan kom dit waar die stede vervalle is en die mense deur die staat absoluut beheer en gereguleer word. En net die elite sit en smile van oor tot oor. Daai ding is nie ver nie. Maar Vader weet, solank so wat ek asem het in hierdie land, sal dit nie hier gebeur nie. Maar moenie 'n fout maak nie. Dit is besig om hier so in te sypel en ek sal dit nou met julle deel. 'n man in Duitsland wat die regeringswerkers parasiete genoem het op X, op die platform X. Net toe hy so 'n paar honderd kykke kry op sy X berig, die vroeëre oggendure, toe gaan die Duitse polisie en toe arresteer hulle hom. Daar is nie meer behoorlike vryheid van spraak in Duitsland nie, dit word gemonitor. En die AfD beklei hard teen hierdie goed. Hulle beklei hard. Duitsland het ook 'n groot gasprobleem. Hulle gasreserwes is die laagste ooit. Die plekke waar hulle gas stoor het skaars gas, as ek dit so kan noem. En dit is nou hulle wintersperiode. Ek noem hierdie berig, omdat dit die AfD kans sal gee om nog met rasseskrede te groei. Want hierdie ouens weet nie wat hulle doen nie. Nieu-Seeland het 'n goeie ding gedoen. Die minister van Gesondheid het nou wetgewing uitgebring wat puberteitsblokkasie verban. En dit tree in die 19de Desember. Nou kan seentjies nie meer besluit of hulle meisietjies wil wees nie, en meisietjies kan nie meer besluit of hulle seentjies wil wees nie. En ouers wat hierdie goed vir hulle kinders gee, moet geskiet word. In elk geval, so dis wat nou in Nieu-Seeland plaasvind. Elon Musk was nou weer op die verhoog gewees en hy het gesê dat kunsmatige intelligensie gaan dit so maak dat die wêreld kort voor lank nie meer geld gaan nodig hê nie. Dis beheer. En Elon Musk is deel van daai goed. Want sy goed wat hy bou en wat hy aanwerk, veroorsaak dat hierdie goed kan plaasvind. Robotte gaan meeste van die werke kan doen. En hy het 'n robot wat hy noem Optimus, wat hy sê dit sal binnekort 'n betere werk kan doen as enige chirurg, snydokter in die wêreld. Sal hierdie robot dit kan doen. Nog ruimtefiksie goed wat waar word, né?
Die ding is, as jy 'n ding kan dink, want Vader het vir ons daai grys stof gegee. Hy het vir ons intelligent genoeg om dit te kan doen. Intelligent genoeg gemaak om dit te kan doen. As jy 'n ding kan dink, in tyd kan jy dit bou. In tyd. Met die regte resources, né? Die regte resources. Die regte hulpmiddels. Nog steeds by Duitsland, die Bild koerant of media, daar sou julle ken dit, BILD, berig dat Duitsland teen 2029 duisende nuwe werksgeleenthede gaan hê. Want hulle wapenaanlegte gaan baie beter doen met die feit dat die Europese Unie homself nou wil herbewapen. Hulle wil self herbewapen natuurlik teen Duitsland, teen Rusland. En maatskappye soos Rheinmetall en Heckler en Koch, daardie tipe maatskappye sal nou baie meer poste hê, want baie meer wapens sal vervaardig word. Het is interessant dat ek nou net die gedagte kry, en ek weet dit is die Heilige Gees wat sulke gedagtes vir 'n ou gee. Hulle kan soveel wapens bou soos wat hulle wil. Maar eendag gaan daardie wapens verander word in ploegskare en landbouimplemente. Dit kom ook. Interessant. Op X is daar 'n groep, en ek wil gaan op X gaan en gaan kyk na hierdie groep. Hulle noem hulle selfs the Young Republicans of Texas. Hierdie Young Republicans of Texas het 'n dokument uitgebring waar hulle saam met ons Afrikaners staan. Hulle sien natuurlik die Afrikaner, die boer-Afrikaner en die Afrikaner as dieselfde ding. En hulle staan saam met saam teen die moord op Afrikaners en wit mense. Hulle noem hulle self die vriende in Texas. En hulle hou die ANC dop. So daai was 'n lekker berig om te lees. Daai was 'n lekker berig, né? En ek gaan probeer om hulle te kontak. Ek het 5 miljoen redes om dit te doen. In elk geval. Pole het hulle laaste Russiese konsulaat gesluit. Hulle sê alhoewel dit Oekraïense mense was wat hulle spoorweë gesaboteer het hulle inligting dat hierdie 2 saboteurs gewerk het vir die Russiese intelligensiediens en daarom het hulle laaste Russiese konsulaat gesluit. So Rusland is persona non grata in Pole. Goed. As Capitec Bank nie genoeg was nie, is PEP nou besig om 'n nuwe bank te stig in Suid-Afrika. Nie net PEP nie, maar Ou Mutual ook. Een van die dae gaan hulle gaan soveel banke stig, dat jy nie meer geld gaan hê nie. Ek sit liewer my geld daar, ek sit liewer my geld daar, en as dit ook weg. Maar okay, laat hulle doen wat hulle moet doen. Ek dink hulle skep terwyl daar nog pap is. Skep hulle. Ons liewe sirkus, die Madlanga Kommissie, het nou net meer en meer bewys deur hierdie ander ou Brown Mogotsi se getuienis. Onthou julle Brown Mogotsi van verlede week, van hoe hy kampstig daarop hom geskiet was en al hierdie goed. Hy het nou 'n klomp goed gesê wat totaal en al korrupsie net al hoe meer uitlig. Van Celle en al hierdie ouens, hoe hulle miljoene gevat het om te doen wat hulle wil doen. Né? Miljoene. So hierdie Madlanga Kommissie is 'n goeie ding in die sin van dit wys vir Swart Afrika presies waarmee hulle leiers besig is. En baie van hierdie swart podcasts, wat is 'n beter naam? Wat is 'n Afrikaanse naam vir 'n podcast? 'n media, ek weet nie. Maar in elk geval, as jy 'n Afrikaanse woord het vir podcast, sit dit daar onder op die chat. Dat hierdie swart podcasts, media stasies, al hoe meer vir die swartes wys
hoe korrup hulle leiers eintlik is. En dis goeie ding, en een van die podcasts se naam is Coole, of die persoon se naam is Coole, wat hierdie goeders uitbring. Ons het nou ook weer gesien dat die voormalige minister van werksgeleenthede, finansies en sovoorts Elmo, goeiemôre. Dis 'n fantastiese naam, Elmo. Onthou julle, ons het destyds ons Afrikaanse name uitgedink vir sekere goed. Soos impeachment, inperske en seker goed. Hier het Elmo vir 'n podcast 'n baie mooi naam gegee. Potgooi. Potgooi, mense, ek moet dit nou probeer onthou, want dit klink flipping cool. Dit is eintlik heeltemal aanvaarbaar. Hierdie potgooi media plekke. In elk geval, om terug te kom by die nuus. Hierdie minister, voormalige minister van werke, finansies en sovoorts, hy is ook nou aangekla vir korrupsie. Ek sien daar is dan 'n paar mense wat dit geniet. Wanneer was dit verlede koffie met brood, ek sê dat die duimpies en die gesiggies en die goed kom nou weer terug, hierso op die lewendige uitsendings. Natuurlik as jy die video later gaan kyk, dan sien jy dit, maar as jy dit lewendig doen, dan ek het dit lanklaas gesien, maar ek sien dit daarom nou weer terugkom. Dit is seker maar net hulle algoritmes waarmee hulle besig is. In elk geval, operasie nuwe besem, skoon vee, whatever jy dit wil noem, het in Mei vir Johannesburg 391 onwettige immigrante geskep. Mense, wanneer die tyd kom, ons het nie nodig om 'n operasie te doen nie. Ons gaan net 'n berig uitstuur dat onwettige immigrante, en hulle weet wie hulle is, hulle weet presies wie hulle is, kry 14 dae kans om uit die land uit te kom. 14 dae kans, dis al wat ons vir hulle gee. As hy glo hy het 'n wettige rede om te bly, dan moet hy homself aanmeld by die Ministerie van Binnelandse Sake. Na 2 weke, as hy onwettig gevind word op Suid-Afrikaanse grond, word hy geskiet. Nie in 'n tronk gegooi nie self uitgeskop uit die land uit nie, hy word geskiet. Kom ons kyk, hoe vinnig maak hulle gat skoon, om 'n goeie Afrikaanse woord te gebruik, om uit die land uit te kom. Kom ons kyk hoe vinnig doen hulle dan. Daar sal nie genoeg vliegtuie wees om hulle uit te kry. 391, shame. En nou gaan hy 391 tronk toe. En raai wat, daar 60.000 verhoorafwagtendes in ons tronke. 60.000 verhoorafwagtendes in ons tronke. So sit nog wat 391 aan, doen het. Of soos daai een video wat ek gesien het van die verkeersbeampte wat nou weer 'n Kersbonus gekry het. Swarte afgetrek, swart het hom betaal. Daar gaan hy. Nou fyn. Een van die gevaarlikste kalante nou teen ons wit mense en teen ons boere in Suid-Afrika is Ronald Lamola. Hierdie ou is meer gif as mal emmertjie. Hy is meer gif en hy sal met dop gehou word, daai ou. Hy sal met dop gehou word. Ek het hier so 'n berig geskryf ook oor die pensioenfonds. Waar het ek hom neergeskryf? Hulle kom vir jou geld deur nuwe belasting. Hulle kom vir jou grond. En hulle gaan dit doen deur grootskaalse boikotte en goed. Dis beplanning wat hierdie swartes doen. Dit kom mense, dit kom. Hoe meer kan ons oor hierdie goed gesels, né? Hier is daai berig wat ek daai voormalige berig wat ek vir julle wou gee. Dit maak nie saak hoe vrot Suid-Afrika nou is nie. Hulle marseer op dieselfde roete as die res van die wêreld. Die einde van kontant en 'n gesentraliseerde beheer van die mense.
Julle daai toep gesien wat hulle uitbring. My Mzansi. My Mzansi is net vir beheer. Dis al waarvoor dit is. Om jou te beheer. Stelselmatig gaan hierdie goed in jou lewens insypel en daar's niks wat jy daar kan omtrent doen nie, behalwe deur die federale beplanning. Dis al. Dat 'n boer jou bel en vir jou sê, luister hierso, daai goed wat julle doen, dis die enigste ding wat gaan werk. Daar is geen politieke uitkoms nie. Dis die enigste ding wat gaan werk. Gauteng se hospitaal, net 'n voorbeeld van wat hier aangaan in Suid-Afrika. Gauteng se hospitale meld 7386 nadelige voorvalle teenoor pasiënte aan. 7386 gevalle waar dokters en verpleegsters eenvoudig nie hulle werk doen nie. My eie swaar hier in Pretoria. Hy was een of ander suikerpil gegee. Toe hy weer kyk, is hy in die hospitaal. Die dokter se antwoord op daardie ding was, sorry man, ek het vir jou die verkeerde pille gegee. Sorry man, sorry dat ek jou man begrawe het, jy weet, sorry dat ek julle doodgaan, sorry dat ons die geld gevat het vir die COVID gifstowwe, sorry vir al daai goed, sorry man, ons het 'n fout gemaak. Hulle sê mos, dokters begrawe hulle foute. En dit raak al hoe erger in Suid-Afrika. Die regering se pensioenfonds het al 3,6 biljoen rand verloor. En hulle wil jou geld belê in PIC en al daai tipe van goed. Programme om publieke werke en goed op te tel. Jou geld. Jou geld. As jy 'n manier het om jou pensioen uit 'n pensioenfonds te kan onttrek en op 'n ander plek te belê, net doen dit. Belê dit by ons. Dit gaan werk. Hierdie was vir my 'n interessante berig. Daar was 'n swart man wat op X 'n Afrikaanse persoonlikheid aangeneem het en wit mense afgekraak het en sleg gesê het. Sy persona se naam was Michael de Villiers. Hulle het nou uitgevind wie hierdie ou is. Hy is die voormalige ANC sweep, Michael Vusi Nchangane, of Nchangaze. 'n Ou wat werk vir die ANC, 'n swart man, wat uitpraat op X teen wit mense. En hy doen homself voor as 'n wit man. Maar die kon in elk geval in sy berigte lees dat hierdie houtkop kan nie eens behoorlik Engels praat nie. Maar hy is in elk geval uitgelig. Hy is oopgevlek. Maar wat van al die ander? Hierdie berig het my oog gevang. In ons universiteite is daar goed wat hulle nou noem studente behuising mafia. Studente behuising mafia. Hierdie ouens kry tenders of wat ook al om die behuising vir studente uit te deel, te kontroleer, die betalings te kry en al hierdie goed, want die universiteit self is te swak om dit te doen en hulle kan nie behoorlike mense aanstel om die job te doen nie. Nou gee hulle hierdie werk uit aan ander. En dit word 'n mafia. Universiteite moet 'n plek wees waar jy gaan om te leer. Dit moet 'n plek wees waar jy gaan om te studeer, om jouself te bevorder in 'n sekere werksrigting, professie of wat ook al jy dit wil noem. Daar moet geen plek op studentengronde wees vir enige politieke ry nie. Geen plek vir enigiets anderste as sport en studie. Net sport en studie, that's it. Jy moenie eens jou wat ek sê, dit moet soos op die skool wees. Jy moet sekere vakke hê in sekere tye en as jou vakke klaar is deur die dag, dan voetsak jy uit die geboue uit. En jy gaan swat. Jy gaan leer of jy gaan doen jou sport. Maar jy kry nie geleentheid om in kafeterias en universiteitssale en whatever byeenkomste te hou en sulke goed nie. Niks sulke bog nie.
Want universiteite is die broeigrond vir anargie en chaos. Hoeveel van daai houtkoppe wat nou studeer is, gaan in elk geval slaag? Wat is die presentasie? Ek sal graag daai presentasie wil sien. In elk geval. Waar is ons nou? 6 minute oor 8. Ek het seker genoeg nuus gegee vandag. Ek het seker genoeg nuus gegee. In elk geval, die toep waarin ek werk, sonder enige studie, of wat ook al, ek het nou die front end, wat hulle noem die front end, is nou 95% klaar. Dit was teen woensdagmiddag was dit 80% klaar. Dis nou 95% klaar. Ek is amper oor die hondserig. En dan gaan ek 'n metatoets doen. Met ander woorde, ek gaan dit vat na sekere mense toe. Ek gaan nie nou vir julle sê wie dit is nie. Ek sal dit later vir julle sê. Maar ek gaan dit neem na sekere mense toe om net deur die ding te gaan. Dis verniet. Ek vat dit net so intoe. Hulle gaan deur dit. Een van die ouens wat 'n IT ou is wat daar deur gaan. Later vandag is my eie swaar wat 'n redelike IT boffen is. So hy gaan deur dit gaan en dan gaan ek ander mense se opinies kry. En as ek klaar daardie opinies het, dan gaan ek daardie ding beginne daar buite sit vir beleggers. Dis waar ek is. As hy ou nie die fondse kry deur die regte ding te doen wat die federale alliansie aanbetref nie, sal ek dit self genereer. Want ek wil my kleinkinders beskerm. So ek sal dit self doen. En ek het. En ek sal nog vir julle eendag wys hoe dit lyk. As daai ding afskop, dan sal ek vir julle sê, dis ons. Alright. So dit is nog so, dit is letterlik 3 tot 5 maande weg om hierdie ding 100% te laat werk. Maar die frontend is klaar. En my swaar het vir my gesê, die feit dat jy dit gebou het in 2,5 weke is klaar 'n massiewe prestasie. Hy sê, hy kan nie glo dat dit vir my so gou gevat het om dit te doen nie. Maar dit is klaar, dit werk. Ek doen self my eie toetse, die ding werk. Maar in elk geval. Inteendeel, hy is nou al gekoppel op ander webtuistes, is hierdie toep al reeds gekoppel. As ek die knoppie druk, dan gaan dit soontoe. In elk geval, is fantasties. Wie gee vir ons die wysheid en die kennis om hierdie goeders te doen? Moet nooit sê, jy kan nie 'n ding doen nie, man. Daar is iemand wat groter is as ons. En daarom sê ons altyd, saam met God maak een dragmag. Hy het al die wysheid, hy het al die kennis. Die Elon Musks van die wêreld wat dink, hulle is so slim, nee, hulle is nie slim nie. Hulle is nie slim nie, hulle kry daardie kennis van God af. En dan bou hulle daarop, en hulle bou daarop, en hulle bou daarop, en hulle maak iets daarvan. Dis al. Maar die kennis kom van God af. Die wysheid kom van God af, die insig kom van God af. En daarom kan ons nie sonder hom nie, en ons gee vir hom al die eer. En daarom het hy vir ons die geleentheid gegee, hier in Suid-Afrika, om hier nog, terwyl ons nog in hierdie wêreld is, vryburgers te kan wees. Ons het daardie geleentheid. Jy daardie geleentheid. Sluit aan by die federale alliansie. Ek sal dit 1000 keer sê. Sluit by ons aan. Dit kos jou R56 'n maand. En jy gaan nie verloor nie. Almal wat al reeds aangesluit het nou, wat is die woorde? Dis een of ander token wat jy nou het. Is in elk geval Creer Krone wat ons het. Dis ons naam vir dit. Maar op die program word dit een of ander spesifieke token genoem, wat jy al reeds het. En wanneer die tyd kom, sal jy daarmee kan handel dryf, en daarop kan bou. Nee? So dis nie asof jy geld verloor nie, jy is besig om iets te koop. 'n beter metode van handel dryf, wanneer die tyd kom. Wat vir jou waarde gee. Menslike waarde, jy het waarde. En ons gaan seker maak dat dit gebeur in hierdie wonderlike Suid-Afrika van ons. Ons het 'n pragtige land, wat God vir ons gegee het, om behoorlik te beheer en te regeer. En ons gaan by dit terugkom met goddelike waardes.
En wie gaan dit doen? Vader. Hy lei ons om dit te doen, hè. Fantastiese geseënde Vrydag vir julle verder en julle moet 'n lekker naweek hê. Ons speel cricket weer hierdie naweek en ons vat die ure aan môre, die Springbokke. Ek het gesmaal hierdie week soos wat ek gesien het hoe die All Blacks gehuil het. Hou kan lekker kry op sekere tye van die lewe. In elk geval, nie te veel lekker kry nie. Alles wat mooi is vir julle, né?